Goed, ek is so 2-3 minute laat, maar ons is hier so. En ons is in 2 Konings 9, so ons net so 'n kansie gee en kyk wie kom op, en dan vat ons dit daarvan af. Ons praat oor die fondasie van die woord van God, en soos almal wat nou op hierdie stadium hierdie Bybelstudie volg, weet dat ons praat oor die profete, en ons praat spesifiek oor Elisa. Ons het baie te sê gehad oor Elia, en nou gaan ons deur 2 Konings en ons kyk na Elisa. Elisa was ook een van die grootste en kragtigste profete wat daar nog ooit gelewe het. God het hom kragtadig gebruik in soveel verskillende goed. Jesus Christus en die volgens hoe gaan dit? God het hom gebruik in soveel verskillende goed, en ons sien dat die krag van God werklik deur hom gevloei het. En dit is absoluut amazing. Ons weet dat Elisa byvoorbeeld 'n dubbele porsie gevra het, van die Heilige Gees. En hoe hy dit gekry het, maar al die interessante goed wat hy gedoen het, toe die profete vir hom gesê het, daar is dood in die pot, toe gooi hy 'n bietjie meel in. Toe is die kos alright. Dis maar soos wat ons doen baie keer, ja, die kos smaak sleg, en gooi ons maar 'n bietjie spices in of iets. Maar dit was nie in hierdie geval nie. In hierdie geval het hulle wilde groente, een of ander tipe groente ding gepluk, wat hulle in die pot gegooi het, omdat daar hongersnood in die land was. En dit was regtig 'n giftige plant wat hulle aangegooi het. En deur die woord van God het Elia meel ingegooi. En toe is alles fyn. Ons sien dat Elisa reg van die begin af van sy bediening sommer beere uit die bos uitgeroep het. En hulle het kindertjies verskeer. Daai ding, daar's net een les uit daai ding is, en dit is jy raak nie aan God se gesalfde nie, jy weet. Nou hoe vind 'n ou uit wanneer iemand 'n gesalfde is? Dit is wanneer die krag van God deur hom werk. Daar's nie 'n ander manier om dit uit te vind nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's baie predikers en die wat hulle self noem as God se gesalfde. Regtig. Ek sê maar wat Paulus sê, jy weet, Paulus het vir hierdie mense gesê, weet julle kom na my toe met baie woord, en julle doen goed, julle ken die Bybel man, julle doen goed, julle kom met baie woord. Hy sê, maar waar is julle krag? En dit is die ding waarop ek hamer, baie hamer wat die Heilige Gees aanbetref. Die Heilige Gees is nie net hier om vir ons te kyk nie, hy is hier om deur ons te werk. So kom ons bid gou saam, ons is 2 of meer, prys die Here. Vader, ons sê vir U dankie vir vanaand, dankie dat ons U woord kan deel met mense wat ore het om te hoor, en harte het om te luister. Vader, gee vir ons helder oop oë van die verstand, om te verstaan wat die skrif vir ons sê, en die lesse wat U vir ons graag wil leer uit die profete uit. Lei ons vanaand, Vader, soos wat U wil. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here man. Goed. Kom ons kyk gou, al die pad van Henties Baai en tot daar waar Christo hulle bly, Swakopmund en tot daar waar Christo hulle bly. Ons kyk na 2 Konings 9. Toe roep die profeet Elisa, een van die profete seuns, en sê vir hom, gord jou heupe en neem hierdie kruik met olie in jou hand en gaan na Ramot in Gilead. Hier gaan ons 'n interessante ding sien. As jy daar kom, kyk dan waar Jehu, die seun van Josafat, die seun van Nimsi is. En gaan in en laat hom opstaan onder sy broeders uit en bring hom in 'n binnekamer. Neem dan die kruik met die olie en giet dit op sy hoof uit en sê, so spreek die Here, ek salf jou tot koning oor Israel. Maak dan die deur oop en vlug en vertoef nie. Kyk nou, hierso gebeur daar nou goed, nee. Net soos in allerhande ander koninkryke is daar altyd 'n ander peanut wat wil bo in die pakkie lê, as ek dit so kan stel. Ons sien dit in Suid-Afrika. Nee, ons sien hoe Zuma nooit sy presidentskap wil oorgee nie. Ons sien hoe Malema die presidentskap wil hê. Ons sien hoe Ramaphosa glad nie die presidentskap gaan afgee nie, no matter what. Nee? So hierdie drie is in konflik met mekaar.
om nie eens te praat van ander buitestanders nie, maar hierdie drie is in konflik. 'n Ou so Steenhuisen en Groenewald en dies meer en Mulder sal nooit die peanut bo in die pakkie wees nie. Hulle het dit net nie. Hulle kan nie. Maar kyk wat gebeur hierso. Gaan salf hierdie spesifieke ou as koning, en as jy hom klaar gesalf het, moet jy hardloop. Hoekom moet jy hardloop? Want die ander ouens gaan jou wil gryp en jou wil doodmaak. Nee, Lofty. Dis mos Lofty se profiel daar. Goeienaand. Die ander ouens gaan jou gryp en jou wil doodmaak. Want jy het nou hierdie ou gesalf, né? Ek dink Elisa het een van die vinnigste ouens gekies, goeienaand Mariaan. Hy het een van die vinnigste ouens gekies om hierdie ou Jehu te gaan salf. Ek salf jou tot koning oor Israel, maak dan die deur oop en vlug en vertoef nie. Tuis, wat sê jy, goeienaand? En vertoef nie. En die jong man, die dienaar van die profeet, het gegaan na Ramot in Gilead. Toe hy aankom met die owerstes van die leer, jy is daar gesit en hy sê, ek het 'n woord vir die owerste, en Jehu vra, vir wie van ons almal? En hy antwoord, vir u owerste, vir u. En hy het opgestaan in die huis ingegaan, toe giet hy die olie op sy hoof uit en sê vir hom, so spreek die Here, die God van Israel, ek salf jou as koning oor die volk van die Here, oor Israel. En jy sal die huis van Agab, jou heer, verwoes, sodat ek die bloed van my knegte, die profete, en die bloed van al die knegte van die Here op Jezebel kan wreek. En die hele huis van Agab sal omkom, en ek sal van Agab uitroei, al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. Ons sien 'n baie interessante ding hier gebeur. Want ek sal die huis van Agab maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nabat, en soos die huis van Baesa, die seun van Ahaja. Okay, ons lees met die hele ding. En die honde sal Jezebel eet op die dorpsgrond van Jezreel, en daar sal niemand wees wat daar begrawe nie. Daarna het hy die deur oopgemaak en gevlug. Maar kyk nou wat het gebeur. Hier is 'n interessante ding wat gebeur. Elisa sê vir hom, as jy by hierdie ouens kom, gryp vir Jehu, nee, salf hom met olie, en sê vir hom, hy sal die koning van Israel wees. Dan hardloop jy. Dis wat Elisa vir hom sê. Maar wat doen hy? Of wat doen hy by? Ewe skielik, hierdie man wat Elisa aangestel het om die job te doen, ewe skielik begin hy te profeteer. En hy sê vir Jehu, dis wat jy gaan doen. Jy gaan hierdie ouens uitwis, jy gaan hierdie hele huis uitwis, jy gaan almal uitwis. Jezebel sal deur honde opgeëet word, en hy profeteer. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, Vader gee nie altyd vir jou die hele prentjie nie. En ek het dit al baie gesien in my lewe. Vader gee nie vir jou die hele prentjie nie. Jy kom by 'n persoon en jy weet die Here wil hê jy moet met hierdie persoon gesels. Jy moet profeteer. Jy het 'n gedagte wat jy wil sê, want die Here gee altyd die gedagte. Dan kom jy en jy begin profeteer. En ewe skielik sê jy goed wat jy nie gedink het jy gaan sê nie, oor hierdie persoon se lewe. Dit het al baie met my gebeur. Inteendeel, in 1995, toe het 'n profeet van Johannesburg na Kaapstad toe gekom, en deur 'n absolute wonderbaarlike gebeurtenis in die aanddiens, toe roep hy my uit die skare uit. Toe laat hy my kniel en hy vat na 'n hele storie wat hy geprofeteer het en ander dinge wat gebeur het, toe vat hy 'n pot olie en toe gooi hy dit oor my kop uit. En toe ek bykom, toe sê hy vir my, jy is vanaf die profeet van die Here. En ek het daarna, was die Here se stem nie vir my moeilik om te hoor nie. As hy praat, hoor ek hom. Maak nie saak hoe hy praat nie, ek hoor hom. En waar het daai ou dit gekry? Hy het dit gekry uit die Ou Testament uit. Jy sien, die profeet in die Nuwe Testament en die profeet in die Ou Testament, daar's geen verskil nie. Dit hang af hoe hulle geroep word. Jy kry mense wat profeteer in die Nuwe Testament, maar hulle is nie noodwendig profete nie. Sien julle? En hier kom hy doen wat Elisa sê, en hy begin ekstra te profeteer. En hy salf met olie.
Dit is eintlik hoe leraars, predikers, pastore, evangeliste en apostels, ja, selfs apostels, maar die leer van die apostels is te groot vir party mense. Maar selfs apostels in ons huidige bestel, in ons gemeentes, in die liggaam van Christus, jy is veronderstel om gesalf te word met olie, om in daardie posisie, in daardie pos in te gaan. Dis nie 'n teologiese gebruik nie, dis nie 'n ritueel nie. Dit is 'n lering uit die woord van God. 'n Absolute lering uit die woord van God. En ons sien dit hier gebeur met Jehu. Daarop gaan Jehu uit na die dienaars van sy Heer en hulle sê vir hom, gaan dit goed? Waarom het hierdie kranksinnige by jou uitgekom? Kyk wat sê hulle van hierdie ou. Waarom het hierdie kranksinnige by jou uitgekom? Jy sien, die profete is altyd vermoor, doodgemaak. Want hulle kom en praat 'n waarheid wat ander mense nie wil hoor nie. En hy antwoord hulle, julle self ken die man en sy gepraat, maar hulle sê leuns. Vertel ons tog, en hy antwoord, so en so het dit my gespreek en gesê, so spreek die Here, ek salf jou as koning oor Israel. Toe neem hulle gou elkeen sy kleed en lê dit onder hom sommer op die trappe neer, en hulle blaas op die ramshoring en sê, Jehu is koning. Hier is iets grootliks aangekondig. Jehu is koning, en hulle blaas die ramshoring. Diegene wat die video gekyk het op YouTube, van die oproep. Julle die ramshorings gehoor. Vader leer vir ons dinge. Hy leer vir ons sy geheimenisse. Daarop het Jehu, die seun van Josafat, die seun van Nimsi, 'n samenswering gesmeed teen Joram, en Joram was besig om by Ramot in Gilead wag te hou, hy en die hele Israel teen Hazael, die koning van Aram. In ander woorde, hulle staan soos in die gaping en hulle wag vir die ouens wat hulle gaan teen hulle beklei. Intussen het koning Joram teruggegaan om hom in Jesreel te laat genees van die wonde wat die Arameërs hom toegebring het in die oorlog teen Hazael, die koning van Aram. In ander woorde, hierdie ou het regtig beklei en hy is gewond daar. En Jehu het gesê, as julle dit goed vind, laat geen vlugteling uit die stad uitgaan om dit in Jesreel te gaan vertel nie. Toe klim Jehu op die strijdwa en trek na Jesreel, want Joram het daar gelê en Ahazia, die koning van Juda, het afgekom om Joram te besoek. En terwyl die wag op die toring in Jesreel staan, sien hy die skare van Jehu, terwyl hy aankom en hy sê, ek sien 'n skare, ek lees dit gou hierdie vinnig. Kom want ek moet gou 'n bietjie vinniger hier deurblaai, want ek wil by Lisa uitkom. Hy sê, hierdie is Jehu wat so ry, en hy ry soos 'n kranksinnige. Jehu het die boog gespan en Joram tussen sy arms geskiet, sodat die pyl deur sy hart uitgegaan het en hy in sy wa in mekaar gesak het. Daarop sê hy aan sy adjutant Bidkar, tel op, gooi hom op die stuk grond van Nabot die Jezreeliet. En so gaan ons aan, en so gaan ons aan, en so gaan ons aan. En in die 11de jaar van Joram, met die seun van Agab, het Ahazia koning oor Juda geword. En so kan ons aangaan. Maar ek soek nou verder van Elisa, maar alles wat gebeur, wat geprofeteer was, het gebeur in hierdie hoofstuk. En die lijk van Isabel sal soos mis op die land wees, op die dorpsgrond van Israel, sodat hulle nie sal kan sê, dit is Jezebel nie. Jezebel is so dood. Nee, en nou gaan die konings aan, ek blaai net vinnig deur hierdie goed. Julle kan dit self lees, maar ek stel nie nou daarin belang nie, ek stel belang in dit, Corneille goeienaand, ek stel belang in dit wat Elisa nog verder sou sê. Hierdie is nou weer die verhaal van Jehu, is eintlik 'n interessante verhaal. Maar Jehu het ook afgoderry beoefen. Hy het 28 jaar oor Samaria geregeer. 28 jaar. Kom ons kyk gou. Ek kan nou nog kyk, ek dink daar is nog, waar is ek nou? Ek is nou in hoofstuk 11.
Joas was 7 jaar oud, die regering van Joas, ek gaan regtig nou net gou vinnig deur mensies, wees net gou klein bietjie geduldig met my, want hierdie is nou die koning se stories, van die een koning na die ander koning toe, maar ek is seker daarvan, dat die storie van Elias nog nie verby is, hierso, Elisa. Maar daar was nog 'n ander stuk wat ek gemis het, wag net gou 'n bietjie. Ek wil net gou kyk waar is die storie van Naam. Ek dink ek het Naam se storie gemis. Waar is Naam? Hierso, Konings 5. Hierdie is baie interessant. Kom ek lees gou vir julle 2 Konings 5, op een of ander rede het ek het gemis. Miskien is dit omdat ek dit vanaand moet vir julle aanbied. En Naam, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee, en die man was 'n dapper held, maar hierdie ou was melaats. Alright. En die Arameërs het 'n bendes uitgetrek uit die land van Israel, 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van Naam se vrou gekom het. En sy het aan haar meesteres gesê: "Ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is." Hierdie klein dogtertjie weet van die profeet, né? Wat kan ons hieruit leer? Ons kan hieruit leer dat as jy die regte ding doen voor God, sal jy bekendheid verwerf. Dat selfs die kinders van jou weet. Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te ken en sê: "So die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom." En die koning van Aram het gesê dat natuurlik tyd verloop, gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur. So dit het nou iets anders te gebeur, en Naam het toe Naam het toe die brief gevat, maar hy vat toe die brief aan die koning van Israel, maar kyk wat gebeur. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê: "Is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid daar weg te neem?" Dis nou die koning van Aram stuur hierdie Naaman, is eintlik moeilik om my naam uit te spreek. Naaman, eintlik, né? En die koning van Aram sê vir Israel: "Jy beter nou hierdie ou genees." Hy sê: "Nee, ek kan dit nie doen nie, man. Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek. Ek gaan nie hierdie ou kan genees nie, in ander woorde, Aram gaan teen my kom wil beklei." Dis wat gebeur hierso. Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet: "Waarom skeer jy die klere? Laat hom maar na my toe kom. Dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is." Kyk nou hierdie woorde. "Laat hom na my toe kom. Dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is." Is dit nie 'n tipe woord wat jy wil vir ander mense kan gee nie? Jy weet, hierdie ou sukkel op hierdie gebied. Of hierdie vrou sukkel op hierdie gebied. En 'n profeet hoor daarvan en hy sê: "Laat hom maar net hier na my toe kom, ek sal by God hoor wat om te doen, dan doen ons dit." Is dit nie 'n fantastiese vooruitsig om te kan dink, hoe kan 'n persoon in die krag van die Heilige Gees beweeg nie? Jy kan, ek kan, ons almal kan. En Naam kom toe by Elisa, en Elisa stuur natuurlik vir Gehasie na hom toe. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom toe om te sê: "Gaan jy en was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees." En Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê: "Kyk, ek het gedink hy sal sekerlik na my uitkom en staan en in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem." Hy gaan sy hand so heen en weer beweeg, dan gaan die melaatsheid net verdwyn, soos towerwoorde. Ek beweeg my hande so. Weet, ek mag nie my hande te veel voor die kamera swaai. Net hoe verdwyn almal se melaatsheid. Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Sy dienaars kom by hom toe hy wegry. Hy sê, en een van die dienaars sê: "My vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het: was jou en jy sal rein word."
Wat leer ons hieruit? Partykeer kry ons net 'n klein woord van die Here af, net 'n versie. En ons dink, "Eester, Vader, het U nie dalk iets groters om vir my te sê nie? Ek soek 'n woord van God uit die hemel uit om vir my leiding te gee in hierdie saak, Vader." En nou sê U net vir my dat U kyk na my. Nee, en ons dink dit is maar net 'n ou klein saakie. As God vir jou 'n groot ding sou gesê het, sou hy dit gedoen het. Maar nou kom hy en hy gee vir jou 'n klein dingetjie, nou kom jy dit doen nie. Sien julle die lesse wat ons leer? Ons leer baie by die profete. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik. Hy het homself 7 maal laat doop. Volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. Sien julle hoe belangrik dit is om te doen wat God sê? Net om te doen wat God sê. Nie uit die raamwerk uit te beweeg nie. Vas te byt. Ek sê vir julle, want dit kom by die federale dinge, nee. Daar is dae wat verbygaan dat ek nie weet hoe ek dit het nie. Dat ek absoluut verveeld is. Ek het niks om te doen nie. Dan peter ek met hierdie AI, of ek doen dit, of ek doen dat. En dan ander dae ewe skielik het ek meetings met konings, en dan moet ek nou weer operate en so aan. Ek het al dae gedink, Vader, miskien moet ek maar net weer 'n klein meubelbesigheidjie hier op die side begin. En dan kom dit nie aan die gang nie, ek kry nie die fondse vir dit of niks nie. Want ek moet in hierdie gang bly waarin ek is. Ek kan nie links of regs nie. Hy het rein geword. En nou wil hulle geskenk vat vir die profeet. Profeet sê, nee wat, so waar as die Here leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie. En hy het by hom aangehou om dit te neem, maar hy het geweier. Wat leer ons hier? Christo, hier is hier een van die maklikste goed. Jy vat nie geld vir wanneer jy God se werk doen nie. Jy weet, ja, mense kan jou seën op verskillende maniere, maar jy gee nie 'n profetiese woord vir 'n paar rand nie. Kom ek profeteer gou vir jou, man. Dan as jy weet, as jy goed voel, gee my iets. Nee. Julle daai valse profeet wat hier in Suid-Afrika was en in Namibië, daai houtkop. Ek noem hom sommer net 'n houtkop. Want ek dink hy kan God se salwing verkoop vir 'n appel en 'n ei. Ja, ons weet van sulke mense. En Naaman sê, luister hier so, goed, jy wil nie, kan ek dan ten minste net 'n vrag grond hier wegvat? Want wat gaan ek doen is, ek gaan die grond nou gaan gooi daar waar ek kniel, en ek gaan nou my lappietjie op daai grond sit, en dan weet ek is by die God van Israel. Nou sê hy 'n baie interessante ding. En hier is 'n les wat ons kan leer. Hy sê, die dienaar sal nie meer brandoffer, slagoffer aan ander gode bring nie, maar net aan die Here. Hy sê, mag die Here in hierdie saak die dienaar vergewe. As my Heer in die huis van Rimmon is die afgod, ingaan om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimmon neerbuig. As ek my neerbuig in die huis van Rimmon, mag die Here dan tog in hierdie saak die dienaar vergewe. Kyk nou wat gebeur. Ons sien dit in vandag se tyd. Ons sien moslems wat bekeer. Hulle word Christene, maar hulle word vervolg omdat hulle Christene is. So wat gaan doen hy? Hy gaan vat sy maatjie daar in die moskee, en hy gaan af in aanbidding saam met die ander moslems, en hy bid tot Jesus. Hy sê, Vader, ek is hier voor U, vergewe my. Ek is alweer in hierdie afgodshuis, ek het nie 'n keuse nie, hulle gaan vir my uitmoor, hulle gaan my familie uitmoor, maar ek kom hierso om U te aanbid, om vir U te eer. Is dit 'n probleem vir God? Is geboue 'n probleem vir God? Is matte 'n probleem vir God? Is rituele die ding? Waarna kyk God? Thys, Philip, Mariaan, Vogges, die Voggese.
Lofty, waarna kyk God, Corneille? God kyk na jou hart. God ken al jou gedagtes. Hy weet alles van jou af. Wanneer jy goeie gedagtes het, slegte gedagtes het, maak nie saak nie. God weet alles. God weet alles. En daar hier in die verte in Pretoria hoor ek 'n ramshoring. God weet alles. So wanneer hierdie man in daardie tempel is, kyk God na sy hart en hy weet, Naaman is nie besig om 'n afgod te aanbid nie. Hy is besig om vir my te aanbid. Sien julle dat dit nie 'n slegte ding is nie? Jou reine hart. Lofty, die spelling is 'n bietjie uit daarso. jou reine hart. Ek sien jy het nou gou gaan verander. Jy het amper Rina hier goed daar getik in Rina hart. Ag, hierdie spelcheck is allemaal 'n wonderlike ding, né? In elk geval, ons gaan nou afsluit met Elisa. Ek wou net vir julle gesê het dat ons moet nie te gou wees om mense te oordeel nie. Ons moet nie. Want God kyk na jou hart, né? God kyk na jou hart. Kom ons lees gou nou hier in die laaste gedeelte van Elisa. Ek hoop ek het dit nou. Waar het ek dit dan nou? Daar het ek gelees, daai. Wat ek het gou hier so verder blaai. Ek kon net gou hier so verder blaai. Nou, hoekom kry ek dit nou nie? Ek het dit dan nou net gehad, man. Joas. Oei, so. 2 Konings 13 vers 14. Hier het so baie dinge gebeur al. As jy gaan kyk na die 28 jaar van wat die een ou koning was, die ander ou was 7 jaar koning. So Elias, die dood van Elisa. Elisa het baie jare oud geword. En hy het baie meer dinge gedoen as profeet, as wat net in ons Bybel aangeteken is. Hy het baie meer dinge gedoen. En hy was bekend onder die mense. En toe Elisa siek was aan die siekte waarvan hy sou sterwe, hy het geweet, het Joas die koning van Israel afgekom na hom en oor hom geween en gesê, my vader, waar van Israel en sy ruiters? Daarop sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle, en hy het vir hom 'n boog en pyle geneem. En hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog, en hy het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. Verder sê hy, maak op die venster na die ooste toe. En hy het dit oopgemaak, en Elisa sê, skiet, en hy het geskiet, toe sê hy, 'n pyl van oorwinning van die Here, en 'n pyl van oorwinning op Aram. Jy moet die Arameërs volkome verslaan in Afek. Nee? Jy het hom maar reg, Lofty. Verder sê hy, neem die pyle, en hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan die grond, en hy het 3 maal geslaan en opgehou. Daarom word die man van God baie kwaad vir hom sê, jy moes 5 of 6 maal geslaan het. Dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het, maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. Daarna het Elisa gesterwe, en hulle het hom begrawe. En die bendes van die Moabiete het die land aangekom met die ingang van die jaar. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle besteens die bende waarop hulle die man in die graf van Elisa gegooi het. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. En dis al wat hulle sê van daardie storie. Ek sê nou vir jou, daardie bendes van die Moabiete, toe hulle sien hierdie man staan, hierdie dooie man staan, lewendig uit die graf uit op, sê ek nou vir julle, het hulle gehardloop. Maar wat leer ons uit hierdie stuk? Ons leer dat die krag van die Heilige Gees
nog steeds saam by 'n liggaam van 'n man van God kan wees. The power lingers. Hoe sê ek dit in Afrikaans? Die krag huiwer om weg te gaan. Ek sal nie sê huiwer nie, die krag vertoef 'n bietjie. Die krag vertoef 'n bietjie. En ek sê nou vir julle, daardie selfde ding het ek al oorgekom. Dat jy weet, jy het klaar geprofeteer oor 'n klomp mense. Maar jy weet die Heilige Gees is nog hier by jou. Die krag vertoef nog 'n rukkie. Want die krag wil, as daar net een ding is wat ons uit al hierdie stories uit kan leer, nee, is dit dat die Heilige Gees smag om deur sy mense te werk en ander mense tot redding te bring. Hy smag om dit te doen. Hy smag om ander mense te suiwer, ander mense te lei in die weë van God, om hulle te lei in die skrif, om hulle te lei in krag, in genesing, in gebed, in miracles, man, you name it. Die krag van die Heilige Gees smag om vir jou die gawes van tale te gee en die uitleg van tale, en mag geen man of vrou vir jou sê, dit was vir daai tyd nie, mag die Here hulle monde snoer in Jesus naam. Die Seun van God het ons nie gelos as wesies nie. Hy het ons sy Heilige Gees gestuur. Hy het ons sy Heilige Gees gestuur. Vader, ek bid vanaand dat U absoluut vir ons so sal wakker maak oor U Heilige Gees. Help ons, Vader, om die ou dinge af te lê. Help ons om die sondetjies uit ons lewens uit te kry. Vader, help ons om reinig te wees voor U, om reinig te lewe voor U. Soos wat Loftie gesê het, met 'n reine hart, dat ons kan voor U lewe, Vader. En daar waar ons struikel en sukkel, help ons en haal dit uit ons uit, Vader, verwyder dit so ver as wat die ooste is van die weste. En gee ons U Heilige Gees. En as ons in U krag beweeg, gee ons 'n dubbele porsie, sodat U krag kan uitgaan na U mense toe, Vader, en dat mense gevul kan word soos nog nooit tevore nie. Vader, laat hulle na U smag. Vader, laat hulle smeek om U te hê in hulle lewens. Laat hulle sê, Vader, asseblief, en U is getrou en waaragtig, en U antwoord hulle, en U sê, vra my enigiets, ek sal dit vir julle doen. En dan kom U in krag deur die Heilige Gees, en U laat ons opstaan, U laat ons beweeg, U gee vir ons alles wat nodig is vir die volgende dag. Want elke oggend is jou genade onbeskryflik, my koning. Elke oggend is U genade nuut. Prys U Heilige naam. Vader, ek seën almal wat na hierdie boodskap luister vanaand en die wat later weer sal luister. Ons eer U, o God, U alleen is heilig. Vader, Seun en Heilige Gees, die Alfa en Omega, die almagtige God, die een wat was en wie is en vir altyd sal wees. Ons aanbid U en ons eer U. Prys U Heilige naam, U koning. In Jesus naam bid ons hierdie dinge en ons sê ons staan in sy absolute autoriteit wat hierdie goed aanbetref. Dankie Jesus. Amen. Prys die Here, man. Mooi aand vir julle almal, hoor.